Vandag is donderdag 4 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in die 4de week van Lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag aan stil staan is die bekende gedeelte in Lukas 15, waar ons die 3 gelykenisse vind: die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore muntstuk en die gelykenis van die verlore seun. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om 4 lydenskerse uit te doof en saam met my tot rus te kom. Haal 'n paar keer sommer net lekker diep asem. En met elke asemteug wil ek jou nooi om na te dink oor wie die God is wat saam met jou in hierdie oomblik teenwoordig is. Wie en hoe is God teenwoordig in die oomblik by jou? En nou wil ek jou nooi om te fokus op die uitblaas, en elke keer wat jy uitblaas, wil ek jou nooi om dit wat voorop in jou gedagtes en jou emosies is, by God te kom neersit. Maak ook nou jou hande oop op jou skoot, as 'n teken dat jy oop is om in hierdie oomblik nie te ontvang wanneer ons 'n ou bekende verhaal saam lees. Die 3 gelykenisse in Lukas 15 is vir ons bekend. Die gelykenisse begin in Lukas 15 met die gedeelte vers 1 tot 3 waar daar staan: die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. En toe vertel Jesus vir hulle hierdie 3 gelykenisse. Hy vertel dan eers die gelykenis van die 100 skape waarvan een wegraak. En hierdie herder wat dan 99 van die skape los om hierdie een skapie wat weggeraak het te gaan soek. Daarna vertel hy die gelykenis van die verlore muntstuk, van 'n vrou wat 10 silwer muntstukke het en een wat wegraak, wat dan 'n lamp opsteek en na huis begin rondvee sorgvuldig, totdat sy die een kry wat weggeraak het. En dan volg die gelykenis van die verlore seun, van die pa wat 2 seuns gehad het, en die een wat dan die deel van sy besittings wat hom toe kom vra, en dan verdeel die pa dit, en dan gaan die seun weg. Maar is dan in die verte, weg van alles en almal, wat hy begin swaar kry nadat hy alles eintlik uitgemors het. En hy terugverlang, wens om sy honger te stil met die pele wat die varke eet by sy pa se plaas. Na 'n lang gespartel, as het ware, besluit die seun om terug te keer. En dan wonder bo wonder teen die tyd van 'n patriargale stelsel in, kom die seun terug en hierdie pa hardloop sy seun tegemoet. Dan word 'n feesmaal voorberei. Die oudste broer is kwaad oor alles wat gebeur het. Hoe kan dit wees? Hy was dan al die tyd by sy pa in die huis en nooit sê hy het sy pa vir hom dit gegee nie. Maar nou hierdie wegloopkind, hierdie een wat dit eintlik nie verdien nie, wat met prostituie sy tyd deurgebring het en sy geld uitgemors het, vir hom slag sy pa die vetgemaakte kalf. Baie van ons is bekend met die pragtige kunswerk van Rembrandt, wat in die 1600s geskilder is, juis na aanleiding van die gedeelte. Daarin sien ons die omhelsing van die pa. Die verhaal herinner my ook weer aan die boek van Helmut Thielicke, wat die klem van die verhaal nie plaas op die verlore seun nie, maar op die wagtende pa, met sy titel The Waiting Father.
Wat is dit wat vandag, as jy dink oor die 3 gelykenisse en die besonder die gelykenis van die verlore seun, wat in die verhaal kom sommer weer vandag nuut en vars na jou toe? Wat kom in jou gedagtes op, beelde, ervarings? Dink vir 'n oomblik bidend hieroor na. Ek wonder, wat is huis vir jou? Dink vir 'n oomblik, waar het jy al die gevoel gehad dat jy werklik tuis is? Huis is vir my 'n plek waar ek kan wees. Huis is 'n plek waar ek kan wees sonder die vrees dat ek verwerp gaan word. Huis is 'n plek waar mens onvoorwaardelike liefde ervaar. Huis is die plek waar ek gehê word vir wie ek is. Huis is die plek waar ek weet ek kan altyd, nes ek is, weer terugkom en daar gaan ek veilig wees, gaan ek liefgehê word. Ons sukkel eintlik om dit heeltemal te verstaan, want ons eie ervarings van huis is ook nie altyd dit nie. Maar hierdie gelykenis wil ons help om te verstaan dat huis die plek is waar al God se liefde joune is. Waar al God se liefde joune is, en om dan die huis te verlaat en na 'n ver en 'n vreemde land te gaan, is meer as net 'n bepaalde gebeurtenis wat gekoppel is aan tyd en plek. 'n Swak keuse wat ek maak, of verkeerde keuses wat ek maak. Die ver land is om jou te bevind op 'n plek in jou lewe waar jy nie jouself ten volle kan wees nie. Dis om jou te bevind op 'n plek waar jy die onvoorwaardelike liefde en aanvaarding van God net nie sien en beleef nie. Dis wanneer die stemme van die wêreld harder skreeu as die stemme van jou liefdevolle Vader. Dis wanneer jy nie meer God se stem kan hoor nie, hom nie meer kan sien vir wie hy is nie. Dan is 'n mens ver van die huis af. Want in die huis van jou Vader sal jy die hele tyd hoor, ek's lief vir jou, jy is vir my kosbaar, ek aanvaar jou soos jy is goed genoeg. Ek sien jou hartseer, ek sien jou alleenheid, ek sien jou aggressie, ek sien jou verlies, ek sien jou seer. Ons is in 'n ver land, wanneer ons al hierdie ander stemme begin hoor en na luister, wanneer die wêreldse stemme harder begin praat as die stem van ons Vader. En dit is gewoonlik wat maak dat ons God se stem in begin twyfel, en op ander plekke selfs na liefde en aanvaarding soek. En hierdie stemme kan natuurlik van baie plekke afkom. Dit kan kom van ons vriende of van ons kollegas, van die media, van die samelewing, selfs van geliefdes. Die stemme sê liefde is voorwaardelik. Liefde en aanvaarding moet verdien word, voorgewerk word. Ons is deel van 'n sukseskultuur en niks in die lewe is verniet nie. En as ek nie inpas nie, word ek verwerp, vereensaam ek, vlug ek maar net na die binnekant van my menswees waar ek nog effens veilig voel. Ons ken hierdie stemme. Stemme wat sê, wys vir mamma dat jy 'n soet kind is. Stemme wat sê, jy's darm beter as die ander een. Die stem wat vra, waar woon jy en is dit hoe jy optree? Die stem wat sê, dis goed so, hou net aan. Niks van hierdie stemme is bemoedswillige stemme nie. Solank mens net getrou bly aan die eerste stem in jou lewe wat sê, jy
is my geliefde kind. Die sleg is dat mens nie eers agterkom dat jy soos die verlore seun is wat eintlik wegdwaal nie. Min van ons besluit doelbewus om ons goed te vat en weg te loop. Nee, dit is so 'n stadige wegbeweeg, sonder dat jy agterkom. Hulle sê mos, vra eintlik, hoe verdwaal 'n skaap? Dis so 'n grasbol vir grasbol. Dis maar hoe dit met ons ook gebeur. Ons loop nie noodwendig weg van ons Vader se huis af nie, maar die stemme in die lewe laat ons so bietjies vir bietjies, tree vir tree, wegbeweeg, sonder dat jy agterkom, as jy skielik weg van jou huis af. Dan sit ek met 'n gevoel van alleenheid skielik, en ek verstaan nie hoekom nie. Ek voel eensaam, ek voel kwaad, ek voel jaloers. Ek vergelyk myself die hele tyd met ander. Ek wonder hoekom mense my seermaak, hoekom ek so te nagekom voel. Ek betwyfel ander se intensies. Ek is tussen mense en tog voel ek alleen. Kan ek jou vandag nooi om vir 'n oomblik na te dink, wat is die oorverdowende stemme in jou lewe? Wat jou weglei van jou Vader se huis af, wat jou wegvat van die plek van tuiskoms en wees. Dink bidend hieroor. Die huis van ons Vader is 'n plek waar ons osself kan wees, met al ons gebrokenheid. En waar ek die stem sal hoor wat vir jou sê, ek het jou onvoorwaardelik lief. Dis 'n plek van liefde, 'n plek van aanvaarding. Dis 'n plek waar ek nie hoef te verdien nie. Ek hoor die storie van 'n Spanjaard wat 'n advertensie in 'n Madridse koerant geplaas het om sy wegloopseun op te spoor. Paco, ontmoet my asseblief Vrydag om 12:00 by die Grand Hotel. Alles is vergewe, papa, lui die advertensie. Daardie Vrydag om 12:00 was die pa daar, net om te vind dat daar honderde Pacos op hulle paas wag. Is dit nie maar wat ons elkeen is nie? 'n Paco wat smag na 'n pa wat ons tuis omhels en nooi om te kom rus in sy teenwoordigheid. Here, dankie dat U ook vir my weer vandag met oop arms ontvang en dat ek by U kan tuiskom. Amen.